Goeiedag en welkom by ons Sondagdiens. Net hier vanuit Volle Kerk Lewende Woord Gemeente in Perm. Ons is dankbaar dat jy ingeskakel is om saam met ons die woord van God te verken. En soos altyd vra ons vandag, wat sê die woord van God vir ons in hierdie dag? In 'n wêreld vol onsekerheid en onrus, vra mense reg oor die wêreld, wat gaan aan? Is ons regtig in die eindtye? En wat beteken dit vir my geloof en my toekoms? So, ek het opwindende nuus. My boek, Hoe om te navigeer deur die eindtyd, is nou landwyd beskikbaar by al die toonaangewende boekwinkels, soos Exclusive Books, Bargain Books, P&A, Wordsworth en vele meer. Met meer as 360 vrae en antwoorde bied hierdie boek Bybelse insig oor kwessies soos die konflik in die Midde-Ooste, is dit profeties? Is die Israel van vandag dieselfde as die Israel van die Bybel? En watter eindtyd profeseë sien ons vandag reg voor ons oë afspeel? Gaan kry vandag jou kopie of vra jou boekwinkel om dit vir jou te bestel. Dit sal binne enkele dae op jou rak wees. En as jy Engels verkies, goeie nuus. Ons Engelse weergawe van die boek How to Navigate to the End Times is nou ook beskikbaar landwyd. En ons het ook 'n Engelse YouTube-program genaamd Did You Know op ons nuwe Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings. Elke donderdag aand om 7:00 gesels ons daaroor Bybelse waarhede soos wat sê die skrif oor die eindtye, die Israel-Palestynse konflik en die geestelike betekenis van wêreldgebeure. So teken gerus in op ons Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings en wees deel van hierdie kragtige reis deur die eindtyd profeseë. Maar nou, laat ons stil raak, ons harte oopmaak en ontvang die woord van God. Wees geseën. Vriende, ons is tans besig en dit sal vir my 'n klompie weke neem om, ek het vir jou gesê nou die dag, ek wil met jou praat oor Jesus die Seun van God. Ek is van mening dat die kerk, daar's baie verwarring en misverstaan in die kerkwêreld. Dan praat ek van dwarsteed die kerk van die Here wêreldwyd, waar daar baie dinge misverstaan word wanneer ons praat oor die Seun van God. En so, ek wil jou neem in Markus hoofstuk 8. En ek wil jy moet saam met my daar kyk toe Jesus vir sy disippels 'n vraag gevra het. Ons lees daar van vers 27 in Markus hoofstuk 8. Waar Jesus in vers 27 vir sy disippels met hulle uitgegaan het na die dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad, toe gebeur daar iets, waar Jesus vir sy disippels 'n vraag vra. Nou, dit gebeur nie baie nie. Jy lees nie baie in die Bybel dat Jesus vra vir sy eie disippels nie. En so hy vra vir sy disippels, dis sy eie mense. Dis nou vir Petrus en Jakobus en Johannes, die 12 disippels. En hy vra vir hulle en sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, dit kom nou daarop neer, die mense sê, u is of Johannes die Doper, want onthou, Johannes is toe mos onthoof. En hulle dink, ander mense, miskien is hy wat uit die dood uit opgestaan het. So, hulle sê, u is Johannes die Doper, ander mense sê, u is Elia. Want hulle lees die skrifte, dat voor die groot deurligtige dag van die Here kom in die boek Maleagi, kom die profeet Elia. So party mense dink hy is Elia. En ander, een van die profete, want Moses het ons in Deuteronomium 18 gesê, God sal enige profeet soos ek vir julle stuur. So hulle antwoord, sy disippels se antwoord is, party dink hy is Johannes die Doper, ander dink hy is Elia, ander dink hy is een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle
Wie sê julle is ek? Nou verander die vraag. Nie, wat sê hulle nie? Wat sê julle? Wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, u is die Christus. Dit wil sê, u is die Messias. You are the anointed. You are die gesalfde, want dit is wat dit beteken. Christus, Messias, anointed, is een en dieselfde. U is die Christus, in ander woorde, u is die Messias. En hy het hulle streng bevel gegee om niemand van hom te vertel nie. Maar hy sê, en hy begin hulle leer, die seun van die mens moet baie ly, verwerp word, en dan sal hy deur die oudering en oopies as skrifgeleerdes gedood word, maar na 3 dae sal hy opstaan. So op die vraag, wie sê julle dat ek is, wil ek 'n paar woorde met jou vanaand deel. Vader, ek bid dat hierdie woord vanaand sal dien tot ons stigting, soos wat ons reeds hier agter al die manne saam gebid het en ander vir die woord, dat die kosbare woord van die Here sy beslag in ons lewe sal neem. Vader, en ek wil bid, en soos wat ek self tot u geroep het, Here Jesus, en gebid en vir u gevra het, dat hierdie woord vanaand, omdat dit u woord is, dat dit 'n geseënde woord sal wees, en dat mense sal verstaan, dat begrip en insig ons harte sal vul. Here, ons het die openbaring van die Heilige Gees oor hierdie dinge so nodig in ons lewe. Bid, Here, gee vir ons goddelike insig en begrip in ons lewe. Bid dit in Jesus naam. Amen. Die vraag wat Jesus baie jare gelede gevra het, wie sê julle dat ek is? Dit is baie relevant vandag. Wie sê die mense is ek? Want vandag, net soos in die eerste eeu, toe Jesus hierdie vraag gestel het, is daar baie verwarring oor wie en wat Jesus werklik is in sy identiteit. Want niemand kan dit ontken nie. Jesus is die mees magnifieke figuur in die ganse wêreldgeskiedenis. Daar was nog nooit iemand soos hy wat geleef het en wat hy gedoen het nie. So almal wat weet van die Bybel en weet van hom en gelees of geleer het van hom, hulle weet dit. Ek praat nie van mense wat oor dit onkundig is nie. So sy disippels se reaksie opgeteken hier is baie duidelik vir almal om te lees. U is die Christus, u is die Messias. Wat my aangryp, al hierdie antwoorde wat die disippels gegee het, wat die mense gesê het. Want het mos eers gesê, wie sê die mense dat ek is? Voordat hy vra, wie sê julle dat ek is? Nou, as jy al die antwoorde vat wat daar is in Matteus, Markus, Lukas, in die synoptiese evangelies, ek het nou net vir jou gewys wat sê Markus, maar as jy al die antwoorde vat en jy sit dit bymekaar op hierdie saak, in Caesarea Philippi, toe Jesus die vraag gevra het, dan kom jy agter dat die antwoorde wat hulle ingemeen het, al die antwoorde is die erkenning dat Jesus is 'n buitengewone figuur. Want hy moet wees, as hy soos Elias, hy was buitengewoon. As hy een van die groot profete van Israel is, soos 'n Moses of wat ook al, dan is hy buitengewoon. Of as hy is soos Johannes die Doper, dit was 'n buitengewone figuur gewees. En as jy dit nou gaan kyk na hulle antwoorde, dan besef jy, maar al daai antwoorde is een en dieselfde kategorie. En die kategorie is, dis maar nog steeds net 'n mens. Al die antwoorde wat hulle gebied het, die mense, wat sy disippels vir hom gegee, die name wat die mense sê is almal net mense. Moses was net 'n mens. Johannes die Doper was net 'n mens. Elia was net 'n mens. Daniel, Jesaja, Jeremia, was almal net mense. Hulle is almal in een en dieselfde kategorie. So vandag, net soos in die eerste eeu, die vraag staan nog steeds, wie sê die mense dat ek is, en natuurlik, wie sê julle dat ek is? Die antwoorde wat mense gee, het baie uiteenlopende en eintlik verwarrende
antwoorde tot gevolg. Soos byvoorbeeld, vir sommige mense, as jy vandag vir mense vra in die wêreld, wie dink hulle is Jesus? Daar is gelowe wat sal sê, hulle dink hy's 'n groot profeet. Ek kan vir jou gelowe opnoem wat ek weet, wat sê dat Jesus is 'n groot profeet. Daar's ander mense wat vir jou sal sê, ateïste of ongelowiges, of mense wat nou nie verstaan van die Bybel korrek het, hulle sal sê, hulle dink as hulle 'n studie van sy lewe doen, hy was 'n wyse filosoof. En dan sal ander wat vir jou sal sê, nee, hulle dink hy was 'n baie groot geestelike leier. Dan is daar ander wat sal sê, nee, as jy gaan 'n studie doen van die Bybel, hy was 'n revolusionêr, hy het die establishment, dit wil sê die gevestigde orde van die dag, hy het hulle aangevat. So mense het verskillende denke oor die Jesus van die Bybel. Ek praat van wêreldwyd. Dis waarmee ons sit. Maar as jy weer gaan kyk na alles wat ek genoem het wat mense sê, en nog vele meer, al hierdie uiteenlopende menings, sieninge, opinies van mense, is alles deel van een antwoord. Dit kom altyd terug na die een en dieselfde antwoord. En dit is, Jesus is slegs maar net 'n man om van kennis te neem. Hy is maar net iemand wat geleef het, 'n historiese figuur. Maar Petrus se antwoord sny deur al die menslike sieninge. Want Petrus se antwoord gee die korrekte antwoord. En sy antwoord was in vers 29. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle dat ek is? En Petrus antwoord, en hy sê vir hom, u is die Christus. Maar nou, Matteus het ook dit vertel wat daai dag daar gebeur het, oor die belydenis van Petrus. En Matteus was 'n vriend van Petrus. Hy was die dag daar. En Matteus skrywe dat toe Jesus daai vraag was, want Markus was nie daar nie. Hy het dit op hoorsê geskryf. Hy was nie daar gewees toe dit gebeur het nie. Maar Petrus en Matteus was die dag saam toe dit gebeur het. En Matteus, hy sê die presiese woorde van Petrus, nie wat Markus aanhaal wat mense van hom vertel het nie, maar Matteus sê wat daar gebeur het daai dag by Caesarea Philippi was die volgende. Toe Jesus vir hulle sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle sê Johannes die Doper of Elia of selfs Jeremia, hy word ook genoem, of een van die profete. Toe sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord, hy sê, u is die Christus, presies wat Markus sê, is die Messias, aan die woorde, you are the anointed, is die gesalfde van God, maar hy sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Die seun van die lewende God, van die geseënde God. So sy verklaring is nie net dat hy een of ander figuur nie, maar dat hy besef en hy weet dat hierdie man wat voor hom staan, is die seun van God. En Jesus sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed uit jou eie mensheid, het jy dit nie raak gesien nie. Dit kom nie van die mens nie. Maar my Vader wat in die hemel is, hy het dit in jou geopenbaar. Dis hoe jy dit weet. Jy het 'n openbaring gehad van die God van die hemel, wie my Vader is. My Vader. Petrus, hy het dit in jou geopenbaar. Dis hoekom jy oortuig is dat ek die seun van God is. En jy weet, toe Petrus die dag moes sterwe, ons weet wat hy later onderdruk, sy Here verloon het, wat 'n vreeslike ding is, wat in Petrus se lewe gebeur het, na hierdie verklaring, lank daarna. Maar dat daar word vertel in geskiedenis, dat toe Petrus moes sy lewe gee as martelaar vir die Here, toe sy onderste bo gekruisig, want hy het gesê toe hom doodmaak, ja, ek is nie waardig om soos my Here regop gekruisig te word nie, draai my om, kruisig my onderste bo. Vreeslike ding. So hierdie man, hy sê, u is die Christus, die seun van die geseënde of van die lewende God. So as ek en jy wil op die spoor gaan van die Bybel, van die Bybelse bronne, en ons wil die skrif gebruik, want ons kan nie buite die skrif werk om uit te vind wie Jesus is nie. Ons kan nie na mense toe gaan, ons kan nie na boeke toe gaan,
ons kan nie na ander geskrifte gaan buitekant die Bybel nie. Ons moet gaan na die skrifte, na die heilige geskrifte toe. Want die geskrifte het 'n storielyn en ek gaan dit vir jou wys in die volgende weke wat kom. Ek wil jou saam met my op 'n pad neem oor hoe dit uitgespeel het dat die Seun van God werklik verskyn het. Daar's 'n storielyn in die Bybel wat dit vir ons baie mooi uitlê. Nou hier is die ding. Glashelder, duidelik sal jy, as jy deur die storielyn van die Bybel werk, en jy kom in die Nuwe Testament, en ons vind die Christus wat geopenbaar is, dan sien ons Jesus is die goddelike Seun. Hy is die Seun van God, die tweede persoon in die heilige drie-eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is die tweede persoon in die drie-eenheid. Hy is die Here van die heerlikheid, van die glorie van God. Hy is, wat dit betref, iemand, die persoon, wat in tyd, op die regte tyd, Galasiërs 4 sê, op die regte tyd, het God sy Seun gestuur, gebore uit 'n vrou, op die regte tyd. So die tweede persoon in die drie-eenheid, die Seun van God, wat van alle ewigheid af is, en kom van alle ewigheid af, in tyd, op 'n gegewe moment, het hy 'n tweede natuur, nie net die goddelike natuur, maar hy het die menslike natuur aangeneem. So daar's 'n oomblik waar hy, en dit is 'n groot misterie hoe dit gebeur het, maar dat hy die menslike natuur aangeneem het, wat hy tot vandag toe het, en tot in alle ewigheid, en dit nooit prys gegee het, anders is hy nie meer 'n mens nie, in die hemel, maar hy is nog steeds die Seun van God, maar ook die Seun van die mens, met sy natuur, nie net die goddelike natuur, maar ook die menslike natuur, en wat in tyd het die woord vlees geword. En wanneer jy gaan na Johannes, hoofstuk 1, dan lees ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hier's 'n geweldige stelling, en as ek 'n tyd het, maar dit gaan nie nou kan gebeur nie, dan wil ek vir jou 'n pragtige verklaring doen, oor hierdie ongelooflike teks in ons Bybel. Die eerste woorde wat Johannes ooit neergepen het, is, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En nou sê vers 14, en die woord het vlees geword. So die woord het ook vlees aangeneem, en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene, omdat hy mensheid aangeneem het, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dus die Christelike kerk erken, en dit is wat die kerk deur al die eeue nog gesê het, terwyl die Bybel geskrywe was, en na die Bybel geskrywe was, in die vergaderings van Nicea, in 315 na Christus in Chalcedon, en al die vergaderings, die groot vergaderings van die kerk, deur die eeue gehad het, dit het nooit verander tot vandag toe nie. En ek gaan dit vir jou eendag wys. Wat die kerk bely het deur al die eeue heen is totaal onveranderd. En dit is dat Christus Jesus, die Seun van God, vlees aangeneem het, dat hy 'n mens geword het, en die ewige plan wat God in sy hart gehad het, want die Bybel sê voor die grondlegging van die wêreld, het God dit reeds in sy plan gehad, so anderswoorde voordat hy die mens gemaak het, was dit reeds besluit in die drie-eenheid, lang voordat daar 'n skepping was van 'n hemel en 'n aarde. God gaan eendag mense maak na sy gelykenis en na sy beeld, en dat sy Seun sal eendag sy lewe kom gee vir daardie mense. Dit was lankal deel van die ewige Godsplan, en dit gaan ek vir jou aantoon in tyd wat kom. En dit was om die saligheid van my en jou te bewerkstellig. Die ewige redding van ons siele. Was alles deel van die Godsplan. En dit sou gebeur deurdat God vlees aangeneem het, en dat God die Seun gekruisig is, en gesterf het as mens aan 'n kruis, vir my en vir jou, sy lewe gegee het, nadat hy gelei het, begrawe was, en op die derde dag uit die dood uit opgestaan het. Dit het nog nooit verander in die kerkwêreld. Terwyl Jesus op aarde was, het sy disippels dit geweet, toe hulle gesien het hoe hy gesterf het, toe hy aan hulle verskyn het in daai 40 dae
voordat hy opgevaar het na die hemel. So vir hierdie rede is die Jesus van die Bybel, ons praat van Jesus van Nasaret, die ware Jesus van die Bybel. Hy is uniek. Daar kan nie nog iemand soos hy wees nie. Hy is, en ons kan die woord ook gebruik, eksklusief. Hy is die enigste Here en Saligmaker. En op grond daarvan verklaar die Bybel in Handelinge 4, en ons sien daar in vers 11, en die saligheid om gered te word, is in niemand anders nie. Daar's geen ander godsdiens, of geloof of persoon, want daar is geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered kan word nie, van ons sondes en om die ewige lewe te ontvang. Daar is niks anders nie. Vir hierdie rede is hoekom verwarring oor Jesus vir my so kommerwekkend is, dat dit is vir my 'n saak van lewe en dood. Jy moet presies verstaan wie Jesus is. Jy kan jou nie met die verkeerde Jesus besig hou nie. Of in jou eie denkpatroon van 'n persoon wat jy vir jouself skep, of godsdienst aan ons wil voorhou nie. Daar is net een unieke, eksklusiewe, ware Here en Saligmaker, en dit is die Jesus van Nasaret, die Seun van God, wat vir ons aan die kruis gesterf het. Daar's niemand anders nie. Dis hy. So, en ek herhaal, ek wil dit sê, ek herhaal, niks is meer belangrik as om dit reg te hê oor wie Jesus is. Jy kan nie bekostig met verkeerd te hê nie. Dis 'n saak van lewe en dood. Dis 'n saak van redding, of dis 'n saak van verlorenheid. Dit word 'n saak van of die hemel of die hel. Daar's nie 'n ander uitweg nie. Jy moet die antwoord in jou lewe ontdek. Daar moet 'n oomblik wees wanneer die goddelike openbaring my in jou hart vasgegryp het, dat ek waarlik weet dat hierdie man van wie ons praat, is waarlik waar die Seun van die lewende God, wat sy lewe vir ons kom opoffer het. So die kwessie van wie Jesus is, dit kan nie slegs van akademiese belang wees nie. Ek is nie besig om vir jou teologiese les te gee nie. Allermins, dit natuurlik is teologie betrokke, teologiseer beteken ons praat oor God. Maar dit is nie akademiese belang, dan bedoel ek iets vir teoloë om oor te wonder op universiteit of in hulle klaskamers en te bespiegel oor hierdie Jesus en wat hulle van hom glo en sê en publiseer in die burger en al die snert wat hulle wil kwytraak nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van die vraag van absolute kardinale belang vir alle mense om te oorweeg. Spesiaal in die tyd wat ek en jy in lewe. Wie is hierdie Jesus van die Bybel? We need to know. En ek en jy weet, jy kan nie daar 'n fout maak. En ons leef van 'n dag, en ek sien dit al hoe meer in 'n wêreldkultuur, is my baie ontstellend, om te sien hoe mense grootliks verward is oor wie die Jesus van die Bybel eintlik is. As jy maar net jou internet of te gaan Google, goeders aan te sit, en ek wil nie eers oor al die valse goeders wat daar buitekant aangaan praat. Ek bedoel, want dis legio. Net om dit op te noem sal my 'n paar uur vat. Al die gemors wat daar is. En dis nie waaroor ek wil praat. Ek wil nie jou tyd mors met dit nie. Wat ek net wil sê is, ons kan nie bekostig om die fout te maak. Ons is omring van hierdie groeiende verwerping, wat ek al hoe meer sien tevoorskyn tree, van Jesus sy identiteit. Die sekularisering van ons wêreld, en al hierdie vernietigende filosowe en filosofiese denke, en godsdienstige ideologieë, wat oral gepubliseer word op sosiale media, wat die Jesus van die Bybel totaal misvat en misken, is skrikwekkend.
Ek wil net vir jou 'n statistiek gee, want dit het werklik gebeur. En dis net 7 jaar gelede, was daar 'n publikasie, 2018, van die Ligonier Ministries, en wat hulle gedoen het, omdat hulle presies bekommerd is wat ek met jou oor praat, en sien dat selfs in die evangeliese wêreld, in die protestantse wêreld, in die kerkewêreld wat ons in beweeg, die erkende evangeliese Christendom, het hulle 2 vrae gevra, wat hulle gestuur het na duisende welmenende Christene, en om die resultate, en ek het die resultate gesien, skokkend. Dis vir my baie duidelik, dat kerke laat na, daar's 'n groot, ernstige gebrek in die kerkwêreld, met betrekking tot Bybelkennis, oor wie Jesus werklik is. Dis skokkend. Ek sal vir jou wys. Ek het 2 van die uitslae. Hulle het die stelling gemaak, en luister, wat is die stelling? Dan moet jy antwoord. Die eerste stelling was, Jesus is die eerste en grootste geskape wese deur God. Is dit waar of is dit vals? Ek wil nou nie met jou hand opsteek asseblief. Ek kan jou dalk in 'n verleentheid stel. Wel, 78% van almal het saamgestem, tot die skande van die Christelike wêreld. Vriende, enige iemand wat 'n algemene kennis van die Bybel het, van die skrifte, sal dadelik weet, dit is 'n valse stelling. Omrede, dit ontken die godheid van Christus. Christus is nie 'n geskape wese nie. Hy is van ewigheid af. God het nie Christus geskape nie. Hy's die eersgeborene, nie die eersgeskapene nie. Dis hoekom die Jehova getuies die pot so missit, want hulle wil sê dat hy is geskape. Hy's nie geskape nie, hy is van ewigheid af. Alles wat bestaan is deur hom geskape, sê Kolossense. Hy's voor alle dinge en hy hou alle dinge in stand. Toe het hulle tweede toets. Maar ek bedoel die feit dat 78% Christene sê hulle stem saam. Dis skokkend. Wat dink hulle van Jesus? Dat hy van ewigheid af is, hy's gestroop. Inteendeel, hy's gestroop van sy godheid, as jy sou sê ja. Jy stroop hom van sy godheid. Dan is dit nie God wat vir ons aan die kruis gesterf het nie. Dan is dit net 'n mens. Kan nie wees nie. Die seun van God het vir ons aan die kruis kom sterf. Maak hulle tweede stelling. Hulle sê, is jou antwoord ja of nee? Die vraag is, of die stelling is, God aanvaar aanbidding van alle godsdienste, insluitende die Christendom, Judaïsme en Islam. Waar of vals? 51% van alle mense het saamgestem. My goodness me. My goodness me. Wat maak hulle met Handelinge 4 vers 11 wat sê daar is saligheid in niemand anders nie? Waardeur, daar's geen ander naam onder die hemel waardeur jy gered kan word. Wat maak hulle met Johannes 14 vers 6? Ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wat verstaan hulle nie van die Bybel nie? En is Christene wat so antwoord. Wat weet hulle van die Bybel? Jy sien, indien die Here wat ons sê ons liefhet en ons dien hom, sy identiteit misverstaan is, dan is dit onvermydelik dat Jesus se werk aan die kruis deur daai mense gekompromiteer word. Dan het jy 'n ander Jesus, jy het 'n ander evangelie, en jy het 'n wanbegrip van die saligheidsleer van die Bybel.
Ek bedoel, deels van ons samekoms hier, dis Sondag aand in die Kaap. Wat maak ons hier? Goed, ons het agter gebid en sê, dankie Here, ons gaan saam sing, ons gaan die Here loof en prys, en ons gaan om die woord vergader, ons gaan luister na God se woord, en daarna gaan ons almal saam koinonia en fellowship hê in die saal, en ons liefde vir mekaar betoon, en ons toegeneentheid, en soos disippels van die Here teenoor mekaar optree, en ons verheerlik die Here in dit alles. Maar ek bedoel, my Bybel sê, in Efesiërs 4 vers 12, dat wanneer die gelowiges saamkom, dat die heiliges word toegerus deur die predikers van God, en God se leiers, soos hier, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, vir jou geestelike take, tot opbouing van die liggaam van Christus, want dis wat ons doen, ons bou mekaar op, totdat almal kom. Almal. Tot die eenheid van die geloof. Hierdie een ding, wat ons almal sê waar is. Wat is die eenheid van die geloof? Tot die kennis van die Seun van God. Ons praat oor Jesus van die Bybel. Wanneer ons saamkom, kom ons saam in sy naam om te praat oor hom, die Seun van God. Dat ons die eenheid van die geloof sal hê, waar ons almal hart en siel dit bely, dat Jesus is die Seun van God. En so kom ons tot volwassenheid, sodat, vers 14, ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedrywe word, deur elke wind van lering en bedreery van mense, deur sleet en listigheid tot dwaling, sodat ons almal gevestig is in die ware geloof van die Bybel oor wie Jesus is. Sodat die dwalinge en die lering en die gemors wat aangaan in die wêreld oor wie Jesus is, ons nie gaan rondslinger nie. Wat ons weet, dat ons weet. En die Bybel noem dit in Judas, ons allerheiligste geloof, Judas 1 vers 3, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om julle te skrywe oor ons gemeenskaplike saligheid. Ons deel almal dieselfde saligheid, want ons deel dieselfde saligmaker. Het ek dit hoofsaaklikheid gevoel, die noodsaaklikheid. Hy sê, ek voel die belangrikheid, ek voel die dringendheid, dit dryf my hier binnekant. En dit is om aan julle te skrywe, om julle kragtig te vermaan, stry vir die evangelie van die geloof, wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Hoor jy, ek kry 'n hartaanval hier, so SOS, hulle soek my hierso. Hulle dink seker hierdie man is besig om koroner te skiet. So van my horlosie ook moet ontslaa raak as ek preek. Ek het my foon afgesit, dan moet die horlosie ook afsit. Ek dink hulle sien my bloeddruk, hulle vra SOS. Vriende, ons moet stry vir die allerheiligste geloof. You better understand it. You need to know it. You need to explain it. In my taak, mag God my help in die volgende maand, wanneer die Here gee ons saamkom sondaande, dan wil ek met jou sit om die woord, en ek gaan vir jou tree vir tree neem, en ek bid dat die Here ons sal help, dat ons almal sal verstaan, wat is hierdie allerheiligste geloof, waarvan die Bybel praat. Want Jesus Christus, die Seun van God, ek praat van die Jesus van Nasaret,
Ek praat van die Jesus wat in Bethlehem gebore is en wat aan Golgotha se heuwel aan die kruis gesterf het. Ek vra die vraag, het hy ooit gesê dat hy die seun van God is? Het hy ooit na homself verwys dat ek is God se seun? Dis baie interessant. En die antwoord is natuurlik ja. Ek bedoel jy hoef maar net, ek hoef nie eers in die Bybel rond te blaai op soek daarna nie. Ek hoef maar net een Bybelboek oop te maak, al bly ek net vir 'n oomblik in Johannes. Ek hoef nie eers na die geskrifte te gaan. Ek bedoel daar is baie boeke in die Bybel. Daar's 39 in die Ou Testament en daar's 27 in die Nuwe Testament. Ons het 66 boeke. Ek hoef net vir 'n oomblik te vertoef in een van hulle en ek kan net na Johannes toe gaan. In Johannes 3 lees ek vers 16. Jesus sê, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. En hy het na homself verwys. En hy sê vers 18, hy sê, en dat as jy nie glo nie in die naam van die eniggebore seun van God nie, is jy reeds veroordeel. If you don't believe in die seun van God, en hy praat van homself. In Johannes hoofstuk 5, toe sê ons daar in vers 24 en 25, daar kom 'n oomblik wanneer julle die woord sal hoor en die wat hoor kry die ewige lewe. Hy sê maar voorwaar ek sê vir julle, kom 'n uur wanneer die dode, nie net julle wat lewe nie, maar wanneer die dode die stem sal hoor van die seun van God. Hy praat van homself. In Johannes 9 maak Jesus hierdie gewigtige verklaring toe hy vir die man wat eens blind was en nog nooit op aarde is 'n man wat blind gebore sy oë geopen om te sien nie, en toe die Here sy oë oopmaak en hy kan sien, toe soek Jesus hom op en hy kry hom en hy sê vir hom, glo jy in die seun van God? En hy is, wie is hy Here dat ek in hom sou glo? En hy sê, dis hy wat met jou spreek en nou sien jy hom. En hy val neer en hy aanbid en hy sê, ek glo Here. Jy sien, Jesus se vraag aan hom was, glo jy in die seun van God? Op die einde van die dag is dit die vraag wat ek en jy moet antwoord. Ja, en in hoofstuk 10, in vers 35, toe hulle met Jesus wil 'n argument hê, toe sê Jesus vir hulle, maar word julle dan nie gode genoem in die skrif nie, die mense? Hy sê, vers 36, sê julle vir hom wat die Vader gestuur het en geheilig het en in die wêreld gestuur het, ek spreek godslasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seun van God? Omdat ek gesê het, ek is die seun van God. En toe Lazarus, toe die boodskap kom, dat hy jou vriend is op sterwe, asseblief Here, kom so gou soos jy kan na jou vriend toe daar in Betanië. En Jesus sê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Praat hy van homself? Hy wag 4 dae, toe sê kom ons gaan. En toe staan die seun van God by die graf, hy sê kom uit. En toe kom hy uit. Toe word die seun van God verheerlik. So ek wil afsluit en net vir jou sê, ons sal die pad stap. Maar wat sê 'n mens voor jy sterf? Martin Luther, die hervormer, sy laaste woorde was, our God is the God from whom cometh salvation. Onse God is die God van wie saligheid kom. Dit was sy laaste woorde, toe hy ontslaap. John Knox, die man van God, sy woorde was, live in Christ and fear not death. En toe maak hy sy oë toe en hy blaas sy asem uit. En John Wesley, die herlewingsprediker, een van die Wesley broers, toe hy sterf, toe was sy laaste woorde, God is with us, Emmanuel, farewell. En toe gaan hy die ewigheid in. Booth, hy was 'n goddelose man. Toe hy sterf, toe sê hy, more light,
toe hy in die donkerheid van die doderyk insak. Toe roep hy, more light, more light. Dit raak al hoe donkerder, ek sak in die donker dieptes. Wie van julle het al Frank Sinatra hoor sing? Al sy laaste woorde was, I'm losing it. And he did. I'm losing it. Dit was David Brewster toe hy sterf te sê, I will see Jesus. I'm on my way. Nou wonder ek net, wat sal jou laaste woorde wees, as jy op jou sterfbed lê? En ek het by myself gesit en gedink, as ek 'n kans het, by 'n sterfbed, my sterfbed, eendag, as die Here my nie met die wegraping kom haal nie, en ek moet voor die tyd sterwe, toe dink ek by myself, wat sal ek wil sê as my laaste woorde voordat ek my asem uitblaas? Wat sal jy wil sê? Wat is in jou hart? En ek sê vir myself, op hierdie stadium van my lewe, sal ek wil sterwe met die woorde op my lippe van, ek bely dat Jesus Christus die geseënde seun van God is. Dat hy is die seun van God. Ek bely dit, ek glo dit, want ek het my lewe vir hom gegee, ek het my hart vir hom gegee, ek het my alles vir hom gegee. Ek bely dat Jesus die Here is, die seun van die geseënde God. As mense wat sterf, dan het dit nooit gesê en het nooit geglo nie, hulle is die ewigheid in sonde. Moenie wag tot jou sterfbed voor jy dit sê nie, sê dit eerder nou. Want jy weet nie of jy 'n sterfbed het nie. Die dood kan in een oomblik kom. Rather say it now. Glo dit nou. Glo dit met jou hele hart. As jy dit nie glo nie, gaan soek dit en ontdek dit in die Bybel. Jy moet daai selfopenbaring hê. Dit moet by jou 'n werklikheid wees. Ek praat nie van akademiese belang nie, ek praat nie van 'n teologiese stelling nie, ek praat van 'n realiteit waar jy weet dat Jesus Christus die seun van God is. Amen. Vader, dankie vir die kosbare woord. Seën dit nou so dat dit in ons harte sal bly en ons nooit sal verlaat nie. Here, en ek bely met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, nie net dat ek U liefhet nie, maar Here, ek bely, Here Jesus, dat U die seun van God is. Dat U is wie U gesê het U is. Ek bely dit. En dat hulle wat dit geglo bely het, hulle het al in die heerlikheid ingegaan. Hulle is by U. Hulle het die weg van saligheid gevind. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Jesus. Vader, laat nou die vrede en die heerlikheid van Jesus met ons almal wees. Tot daardie dag, wanneer hy ons kom haal, terwyl ons stry vir ons allerheiligste geloof. Want wie anders het die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Amen.